Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Hier is Straatwys en ek is Dion Loos en dankie dat jy weer saam met my dink vandag. Nou, daar is 'n moegheid waarvan 'n mens nie altyd praat nie. En ek praat nie hier van die moegheid wat 'n goeie nagrus kan oplos nie, maar daardie moegheid wat mense het wat in jou siel gaan sit en onder jou vel inkruip. En daardie gevoel dat jy net wil sê, ek is klaar met die lewe. Ek het niks meer oor om te bied nie. Wanneer alles wat jy bou weer breek, wanneer mense net eenvoudig weggaan en wanneer jy die wêreld voel dat die wêreld nie meer vir jou 'n plek het nie. Wanneer die stilte van jou huis dalk harder raak as enige storm daar buite. En dan begin 'n mens maklik so dink. Mens noem dit fatalisties. Jy sê vir jouself, ag, weet jy, wat help dit? Wat is die punt? Dit word mos in elk geval nie beter nie. En selfs gelowige mense, ja, kinders van God, ken ook hierdie gevoel. Die psalmdigter sê dit self in Psalm 13 waar hy sê, hoe lank nog, Here? Nie omdat hy sê hy glo nie, maar omdat hy mens is, omdat hy sielsmoeg is en dalk nie kan sien nie. Nou dink byvoorbeeld aan 'n skip wat deur dik mis moet vaar. En die kaptein sien niks nie, hy weet nie hoe ver die land nog is nie en hy weet nie hoe diep die see in die water is nie. Maar hier is die gevaar. Wanneer 'n mens fatalisties begin dink, begin jy glo dat die skip in elk geval gaan sink, né? En dan in hierdie moegheid oorweeg jy iets wat tragies is. Jy sê vir jouself, laat ek eerder self sommer net oorboord spring. Dan kies ek die einde, eerder as om te wag om te sink. Maar hoor 'n bietjie mooi vir my vandag. Moenie self oorboord wil spring nie, net omdat jy nie weet waarheen die skip gaan nie. En omdat jy dink dalk dat die skip gaan sink nie. Moenie jouself verdrink om pyn te spaar wat dalk nooit eers regtig gaan kom nie. Dis nie moed nie, dit is wanhoop wat 'n vals wapen op jou hart rig. Selfs al is die see vir jou donker, selfs al voel jy die mis is oneindig in die boot, sit, haal asem, wag, want skipbreek is nie noodwendig die enigste einde van die storm nie, al lyk dit en voel dit vir jou so. Nou, 'n ander beeld hiervan is 'n vlammetjie. Nou, elkeen van ons dra 'n klein liggie binne in ons. Party dae is dit 'n groot vuur en ander dae is dit niks meer as 'n skaars net 'n sigbare rooi kolletjie op 'n koeltjie nie. Maar soos die storms woed, voel jy ook soms, voor die wêreld hierdie vlammetjie van my wil uitblus, wil ek dit eerder self doen, dan het ek darm die laaste wen en die laaste sê in my lewe. Maar luister weer mooi, moenie self die vlammetjie uitblus en doodblaas, omdat dit bedreigend voel vir jou op hierdie stadium nie. Maar dis nie dapperheid nie, dit is nie selfbeskerming nie, dit is 'n moedeloosheid wat 'n masker dra. Die Bybel sê, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n dowwe lampet sal hy nie uitblus nie. As God nie jou laaste liggie wil uitdoof nie, waarom sou jy? Beskerm dit net, beskerm dit met jou hande, beskerm dit met gebed, met stilte, ook met trane, maar met asemhaling. Want jy hoef nie nou perfek in hierdie tyd wanneer jy so voel, erg te skyn en 'n groot veranderings te maak en te probeer nie. Jy hoef net te keer dat jy self dit uitblaas. En as jy dalk vandag in hierdie ruimte leef, as jy vriende sien weggaan en doodgaan rondom jou, en jy's eensaam, en as die telefoon stil bly en niemand bel jou meer nie, as jou liggaam pyn het en jou fotoalbums jou dalk breek omdat jy onthou hoe lekker dinge was, maar hoe sleg dit nou vir jou is. As hierdie land waarin jy bly jou hart so seer maak as gevolg van al die korrupsie en al die seer en die pyn, en as jou kinders hulle eie paaie begin loop en jou nie meer bel nie en nie plek vir jou in hulle lewe het nie, en as die gelag van vriende en saam met vriende skaars word, dan wil ek hê jy moet hierdie waarheid hoor. Jy is nie 'n las nie. Jou storie is nog nie klaar geskryf nie. Jou waardigheid word nie gemeet aan jou energie, of aan jou jeug, of jou geld, of jou huwelik, of jou produktiwiteit nie. Die Here kyk na jou hart, nie jou prestasies nie, nie jou spoed nie. Die en van hierdie ding is baie keer waar, want jy kan moeg word, dis menslik. Jy kan en mag twyfel. Jy mag ook wonder waar God is. En tog is daar steeds iets wat vir jou kan bly fluister vandag, wat sê, ek leef nog, ek wag net, ek hoop stadig. Dis die geloof wat dalk oorbly wanneer al die ander geloof in jou uitgebrand het. Nie 'n geloof van krag nie, maar een van net aanwesigheid. So, ek ken jou nie.
maar ek dra jou vandag saam met my in my hart, nie omdat ek jou moet red of wil red nie, maar omdat ek ook mens is, omdat ek ook soms deur hierdie goeters gaan, dinge wat my breek. Maar wanneer jy nie weet wat om te sê nie, wat om te bid nie, wat om te doen nie, sê net, Here, wees hier. En hy is. Moenie spring nie, moenie blus nie, moenie wegraak nie. Daar is en sal altyd nog lig bly. En die donker kry jou nie, want dit hou nie altyd vir ewig aan nie, al voel jy dalk vandag so. So tot ons weer saamstap, hoop jy 'n wonderlike dag en staan sterk tot ons weer saamloop. Totsiens.